Jy het sopas by die huis gekom na 'n lang dag se gewerk en jy weet jy moet nou kos maak vir die kinders en jy is nie seker wat om te maak nie. Hierdie is 'n lekker vinnige een pot pasta en hy's lekker vinnig, lekker cheap om te maak en daar's so een of twee goedjies wat jy kan ekstra bygooi. Welkom by nog 'n lekker exciting program. Baie dankie dat julle saam ons kuier en vandag maak ons 'n een pot pasta wat bietjie lekkerder is as net die boksie pastas wat jy bymekaar gooi en dan voel dit vir jou of jy uit Italië kom. Verstaan, as jy hierdie pasta eet ook, dan gaan praat jy ook met Johannes so. Nou net voordat ons aangaan, wil ek gou vinnig vir julle vers lees uit Handelinge 1 vanaf vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Jou job, dis nie die pastoor se job nie, jou job is om uit te gaan en 'n getuie te wees in Jerusalem, dit beteken in jou eie stad. In die hele Judea, dit beteken in jou provinsie. En Samaria, jou hele land. Jy moet uitgaan en 'n getuie wees in jou omgewing. God het jou geroep. Jy is nie toevallig hierdie, jy het 'n purpose op hierdie aarde. Nou, kom ons spring weg gou-gou. Ons het 'n lekker casserole potjie. Die rede hoekom ons 'n casserole potjie gebruik is want ons gaan hom in die oond druk. Dan is dit baie maklik. Ons het 'n paar bestanddele. Nou eerstens, hierdie is nou my kortpad bestanddeel. Wat jy kan doen, jy kan 'n huisieknoffel vat en ingooi, of dit roast vooraf, as jy nou regtig tyd het, dan kan jy dit lekker roast en so aan. Ons kry hierdie produk, ek weet nie, gaan julle dit kry nie. Quichuan. Dis 'n gepekelde garlic. Hierdie ding ruik ongelooflik lekker, hy is ongelooflik lekker. En jy vat sommer so lekker homp van die knoffel en jy gooi dit in. OK, so dis punt nommer 1. Dan, punt nommer 2. Hierdie is opsioneel, want hier kom tomaties en goeters hierby, maar dit voel vir my, dit bring net daai geur so klein bietjie ekstra uit. 'n halwe pakkie tomato paste. Nou ek het hierso 'n mild spicy ene, jy kan 'n gewone ene gebruik, wat ook al jy graag wil. Ons sit hom net gou daarso. Dan saam met hierdie mixture, voordat jou tomaties en al daai goeders inkom, dan gryp jy 'n ui. Dan kom ek gaan gou die ui skil hierso. Ek hou verskriklik baie van 'n ui, vir die hoofrede. Dis die enigste groente. Wow, hierdie mense is stomp. OK, kom ons draai weer. Ek hou van 'n ui. Want, dis die enigste groente wat terugbeklei. Hy sê nie net, hoor hierso, jy kan my sny nie. Hy laat jou huil. En dan baie keer, as dit vir jou voel, die lewe raak te swaar en alles, gaan skil jy eie, dan huil jy lekker, en jy sê vir die Here, Here, ek kan nie meer nie, ek voel moedeloos, en dan, sê die Here vir jou, raak rustig, ek is in beheer van alles. As jy in God se weë loop, dan sal alles sal vlot verloop. Maar as jy die Here uitgesny het, in sekere gedeeltes, moet hom nie as 'n spaarwiel, wanneer dit moeilik gaan, dan ewe skielik wil intrek en sê, Here, nou moet u kom help nie. Nee, jy moet 'n keuse neem in die lewe. Nou, net hierso, ek sê net vir almal, hier's 'n asdrom hier buite, hier agter, ek gooi dit daarmee net hier op die grond hê, so, as sy. Ons vat hierdie ui, en ons sny hom in skuiwe, want ons is lui, dis hoekom.
Hoekom sny ons my fyn op vanaand nie? Want ons is lui. En die kinders moet nog gebad word. En loadshedding is daarmee nou meer 'n groot probleem nie, maar ja, daar's soveel dinge wat aangaan. Ons gooi daai puntjie weg. Ons vat hierdie, ons gooi dit saam in die pot, so ons het die knoffel hier in, ons het die tomato paste hier in, ons het die eie hier so binnekant en ons vat 'n bietjie botter. So eetlepel botter. Nou hierdie is regte plaasbotter. Wat ons hier ingooi. En dan saam met die plaasbotter. Ek weet dis 2 lubrications, maar daar's 'n doel daar agter. 'n dash olyfolie. Daar's hy. So nou het ons hier olyfolie en daai goedjies alles in. Ek persoonlik op hierdie stadium gooi al klaar 'n bietjie sout by. Ons gaan nou om lekker ordentlik sout en dan op 'n hitte hierso gooi ek dit dat hy gou begin braai. Ons gaan nie die eie gaar maak nou al hè. Net hierso 'n houtlepeltjie uithaal. Ons kry net 'n lekker char aan hom. Nou terwyl hy hierso 'n bietjie braai in die pan, want jy moet jou tomato paste en jou knoffel so 'n bietjie laat braai, so die botter, net laat daai geur uitkom. Nou terwyl dit aan die gang is daarso, vat ek my snyplankie. Ek het 8 tomaties hierso, want hulle het gesê 2 pakkies cherry tomaties en ek bly in die middel van nêrens, so ek gaan nie cherry tomaties net kry nie. So ons het hierdie tomaties, dan sny ons hom in kwarte. As hy net so. Daar agter hoor jy hoe hy begin. Maar weet jy doen 'n goeie job. Of jy brand jou goed, een van die twee. Dan terwyl jy nou hiermee besig is, ek het dit nou al reeds gedoen, maar hier het ek die oond, is ek besig om te preheat op 180 grade Celsius, want die oomblik as ons nou hier klaar is, dan gaan al die goeters oond toe vir 40 minute, terwyl ons spaghetti gaan kook en voorberei. Nou ja, terwyl jy so kos maak, jy al ooit gedink daaraan om hoe geseënd is jy om 'n tamatie te kan bekostig? Al is hierdie tamatie so 'n bietjie gevlek, ons kan hom daarom nou net daar afsny en dan gooi ons daai vrot gedeeltjie weg. Maar hoe geseënd is ons nie dat ons 'n tamatie kan bekostig het? Hoe geseënd is ons nie dat ons knoffel het he, geure het he. Te dink 'n paar jaar terug moes jy goud geruil het vir sout. Nou kan ons sommer net by die shop 'n pakkie sout gaan koop. God is met jou. God stap die pad saam met jou. In die verlede is daar baie probleme wat jy geface het, wat uitgesorteer is. Hoekom kan jy nie help met hierdie probleem waarmee jy tans sit he? Daar sy hoor net 'n lekker braai daai nou lekker saam. En as jy dit kan ruik, wat hier aan die gang is. Ek kyk gister 'n video van 'n ou wat dit baie mooi verduidelik. Toe vra 'n ou vir hom, nou hoe kan jy sulke challenges aanvat? Hoe kan jy soveel goed doen? Sy, jy al ooit hierdie jugglers op TV gesien, wat 18 goeters gelyktydig besig is om te juggle? Hoe dink jy het hy beginne? Hy begin met 1, om 1 ding te juggle. Later toe add hy 2 goeters, en hy begin juggle 2 goeters. Later 3, later 4, en so het hy opgebou na 18 toe. Hy kon nie net 18 goed gehandle het, he. God is besig om jou ook voor te berei. Binnekort, dan lag jy vir hierdie probleme waarmee jy nou tans sit. Nou kom ons vat gou hierdie tomaties, sit hulle sommer hierso bo op. Dink ek gaan vir veiligheid maar 2 trips doen. Daar sê, ons vat hierdie, ons gooi dit daar so by. Daar sê, die laaste stukkie.
En dan gaan ons nou 'n bietjie sout vat. En ons gaan die soutjie bygooi. Roer hom net lekker deur. So wanneer die tamatie, laat hy so begin 'n char vang. So jou hitte op die stoof is lekker hoog. Soos ons hom nou hier so het tans. Pop en gospel is waar die tekke die teerslaan, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pop en Gospel. Ek hou van pink sout, want hulle sê dis beter vir jou bloeddruk en alles. Hulle sê dis 'n bietjie 'n gesonder samestelling van sout. Apparently swart sout is ook baie goed vir jou, maar die oomblik as jy swart sout die eerste keer in jou lewe geproe het, gaan jy dit nooit weer in jou lewe wil proe nie. Vra my, ek het dit uit experience geleer. OK, so ons het hom so bietjie nou gebraai hierso in die pan. Ons kan die hitte hierso sny. Hoor net daar mooi sis. Hy vir my hierso nog. OK, nou. Saam met hierdie vat ons nou 2 lekker blokke feta. Gooi hulle daar so heel in, somme. Sy. Baie hou van kaas, kan jy nog bygooi. Dan so 'n bietjie mixed herbs. Gooi ons somme so overall. Ek het 'n bietjie timie hierso by my suster se tuin gesteel. So ek gaan 'n paar stukkies lekker vars timie hierso bygooi. En dan opsioneel, as jy daarvan hou, ek dink daai is genoeg timie. Dit ruik lekker. Dan opsioneel as jy daarvan hou, swart peper. Ek het vir my ma gesê, sy moet vir my so dingetjie vir my verjaarsdag koop. Werk lekker. Daar sy. So roer alles deur mekaar. OK. En dan gaan ons met hierdie pot oop, soos hy nou hier is. OK? In die oond in. Ek het hom gepreheat hierso op 180 grade. Vat my casserole. Ek sit hom in. En hy gaan nou vir 40 minute daar binnekant wees. As ek vir julle 'n tip kan gee, moet nooit 'n warm pot op 'n plastiek snybordjie sit nie. Werkie. Sê. Ons ry gou hier op. En terwyl ek hier opruim, partykeer dan moet ons in ons lewens 'n bietjie skoon maak. Partykeer is daar goedjies wat ingeglip het, wat ons het nie noodwendig bedoel om moetswillig nou aan te gaan met sonde nie. Maar in orde, laat God ons kan gebruik soos hier in Handelinge 1:8, wat hulle sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuienis wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Om op daai punt te kom, moet ons kort na onsself kyk. En kyk, is ek besig om nog te doen die wil van God? Nou gepraat van Jerusalem, as jy Jerusalem saad ons wil besoek, ons vat Israel toere oor, so kontak ons op die onderstaande nommer of gaan op ons website www.uittravels.co.za. En ja, boek 'n toer saad ons Israel toe. Ek is op al die toere en dan het ons elke keer 'n host saam met ons, Rooyes en Dewald Gous en Jacques Potgieter en ek kan 'n klomp opnoem van die hosts wat saam met ons hierdie jaar gaan en boek 'n toer saam met ons. Jy gaan dit vreeslik baie geniet. Volgende stap nou om spaghetti te maak. Weet jy om spaghetti te maak? Jy vat spaghetti, jy sit dit in water met 'n bietjie olie en sout. Jy maak dit. Dankie.
Alright, hy was nou 40 minute hier aan die oond gewees. Kom ek sit nou hier af. Nou, moet ons hom hier uithaal. Hy is so lekker, hy ruik lekker. En ons het ons pot spaghetti hierso. En nou, vat jy jou spaghetti en jy gooi dit hier oor. OK. Nou die groot ding is, jy soek van daai spaghetti water ook hier oor. So moenie hom eers gaan uitdry nie. Hierdie bietjie spaghetti water wat saam oorgaan is nie 'n groot train smash nie. As sy. Ons kyk gou as ons hierdie ene nou deur mekaar roer. So vas nou daarso. As sy. Dit lyk lekker. Weereens, ek try nie hierdie goeders voordat ek dit vir julle maak nie. So ek is net so surprised as julle as hierdie goed werk of nie werk nie. As sy. So ons wasem lekker my brille hierso op. Apparently het ek te veel spaghetti gemaak, so ons gaan nie daai bygooi nie. En dan, kyk net hoe lekker lyk daai. Ek sal nou net hierdie feta so bietjie stuk indruk tussendeur, want ek sien hier so chunks feta in. Ek het hulle nou net stukkend gedruk. Dit lyk nou heel aangenaam. En dan, hierdie is opsioneel. OK, nie hierdie gedeelte nie. Hierdie gedeelte is nie opsioneel nie. Jy vat 'n suurlemoen. Moet nie so stomp wees soos die mes in die lewe nie. Wees so 'n bietjie skerp asseblief. Ons vat 'n skerper mes. En ons gee hom net so 'n bietjie freshness. Hoe awesome was dit, hè? Nie een pit of enigiets nie. Sal sweer ons het hierdie beplan. Maar daar is hy. OK, 'n halwe suurlemoen is in. En ons roer hom net gou weer deur. Onthou jou lappie, want hierdie pot is warm. Sien jy, ek leer uit my vorige foute uit. En dan, jy kan hom nou so bedien, soos hy hier is. Jy kan hom nou net so bedien. Of, wat ek dink, wat gaan lekker wees. Ek gaan letterlik net 'n dash room bygooi. Letterlik so klein bietjie. Ek gooi net 'n dash by. En dan gooi ek 'n dash parmesan. Net ook by die mixture. My potjie is leeg. OK, ek het nie die hele pot ingegooi nie. Daar was net so 'n spatseltjie. OK, roer jy hom deur. En nou, kyk net hoe lekker is dit. Daar het ons vergeet van die ander pot waarin ek die pasta gekook het. Daar het ons een pot pasta wat ons gaan nou bedien. En ja, dan gaan ons vir die kameraman vra, wat dink hy daarvan? Ruik lekker vars en dit ruik lekker geurig. So kom ons kyk gou. Ek gaan gou 'n bakkie kry en dan gaan hy hierso hou so lank die headphones af, jy moet hier voorkom. Daar sê. O ja, jy kort seker 'n vark of eet jy met jou hande? OK. Dis die eerste keer dat ek hierdie resep maak. So ek hoop dit smaak lekker. Dis hy. Dish hom daar uit. Boom. Dis hy. Proef gou daar. Wat dink jy? Bid jy nie voordat jy eet nie? Sies. Here, ek wil ek sal seën. Here, daai mense daar buitekant wat sukkel, Here. Hulle gaan dalk deur 'n issue in hulle lewe. Help hulle in Jesus Christus naam, dat hulle ook uitgesort word. Amen. Dis hy. Draai hom gou daar. Hy's warm. Nie soos chili warm nie, soos dis slim. Gaan jy die lank vat? Wow, baie convincing. Ek gaan nou vir my 'n bakkie inskep en gaan kyk. Baie dankie. Hoor gou hierso.
Weer eens, gaan asseblief op ons Facebook blaaie, Rooi Strauss, Andre Strauss, gaan kyk daarso wat ons alles aanvang. Follow SoftTube, subscribe hierso op YouTube, op SoftTube, om nie ons video's te mis nie, en daar is ons getuienisvideo's en 'n klomp ander goeters. En die belangrikste van alles, onthou een ding, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer jy voel, jy kan nie verder nie, Jesus Christus is daar vir jou. So ja, hier is die 1 pot pasta, lyk baie lekker, ons gaan nou lekker eet. Jesus Christus like jou baie, en dit maak nie saak wat se grondpad jy in jou lewe stap nie. Die eindbestemming sal die moeite werd wees. Jesus like jou. I dropped the glass and I saw it shatter like the world that I knew as a child. It's getting harder to know what matters with the hatred and rage running wild. There's a dude on the news like a prophet of doom, spinning pain and he's making it fresh. It's the same old lies in a new disguise. It's time to gear up and place your bets. Oh Lord, if you hear me, we need you right now. We're growing weary of the greed all around. There's lying and crying, the innocent are dying. Oh Lord, we need you right now. I heard a boy took a gun in his pocket, opened fire at kids in his school. I see greedy people taking their profits, while there's children that still begs for food. There's a man in a van who doesn't give a damn, killed men on the street in your name. I down my eyes one time, if you have to cry, let the water wash your sins away. Oh Lord, if you hear me, we need you right now. We're growing weary of the greed all around. There's lying and crying, the innocent are dying. Oh Lord, we need you right now.